Hallo julle weet obviously, ek is Chantal, ek is 'n bedworfotograaf in Suid-Afrika en ons kuier vandag saam met Wie. So sy het ons geboek vir haar sexy bedworfoto's, maar daar's 'n groot rede hoekom sy dit gedoen het. Nie net vir sexy foto's nie, maar dit gaan baie verder as net sexy foto's. So kom ons vra vir Wie bietjie vra. Welkom Wie, Hi Chantal, baie welkom. ek voel baie welkom, baie dankie. Okay, Wie, vertel vir die mense daar buite hoekom jy besluit het om te kom vir 'n bedworshoot. Ek is op 'n weight loss journey gewees van 2022. Ek het nie confidence gehad nie, ek het self-love gehad nie, ek het nie myself gerespekteer nie, ek kon nie myself in 'n spieël kyk nie, ek het dik, vet en lelik gevoel. Ek het nie mooi gevoel nie. En ek het net gevoel, ek wil baie graag my self-confidence weer terugkry, ek wil weer mooi voel, ek wil weer beautiful voel, weer vir myself lief wees. Ja. En ek het 'n belofte aan myself gemaak. Ek het so 'n jean broekie en ek het altyd 'n grap gemaak aan my familie en vriende. As ek in hierdie jean broekie pas, gaan ek 'n naked shoot doen. Mense, Nou, en dit het vandag gebeur. Ek pas actually in my jean broekie. My 3 jaar gevat, 3 jaar gevat om die gewig te verloor. En ek moet sê, vandag het weer soos daai sparkling effek teruggebring. Ek het baie confident gevoel, ek het super sexy gevoel. Ek is soos, dit was wow. Goosebumps? Wow, was rarig amazing geweest. So ek kry verskriklik baie vrae van vrouens daar buite soos van hoor jy hulle wil dit graag doen, maar hulle is so nervous en hulle is so bang want hulle weet nie wat om te verwag nie. En ek dink die grootste ding rondom bedworfotografie is jy weet nie wie jy hier kry nie. En ek dink ek sal self so baie in my kop gewees het soos van hoorie, ek gaan nou soontoe, gaan hulle nice wees, gaan hulle oulik wees, gaan hulle my met respek hanteer, gaan hulle my respekteer nog steeds. Jy weet, ek wil weet en nou filters. Ek meen go for it net soos wat jy dit ervaar het. Hoe was jou ervaring gewees die oomblik wat jy ingestap het by ons? So terug te kom na my weight loss journey toe. Ek het toe die gewig verloor. Ek wil nou die fotoshoot doen, maar hoe weet jy ek kies die regte fotograaf? Ek meen, dit is baie personal, dis in jou onderklere, dit is nude. Ek het seker vir maande TikTok het ek jou gesien en ek sê nee. Ek het gegaan en ek het jou gevolg op Instagram, Facebook, jou website, jou TikToks en ek het soos 'n stalker begin raak en Ek like stalkers. nee, maar ek was ook soos bang. Expose ek myself aan die regte mense. Jy expose yourself completely, utterly open en ek het net gesê ek wil, want jy deel jouself met iemand, dit is amper soos 'n intimate moment en ek het elke video gekyk van jou, ek het gelees wat die mense sê van jou, die reviews en al daai tipe van dinge en wat die mense gesê het en ek dink jou reviews en jou foto's en jou podcast en al daai dinge, dit dink ek kan jy. Ek gaan die kans vat en die interaction van die begin af met die booking was flawless, was amazing gewees. Nog steeds al daai goed gecheck. Ek het 2 keer gecancel. Maar ek het actually hierdie 3de keer en vandat Chantal my in verwelkom het, daai champagne bubbles doen wonders. Dit settle the nerves en it just felt like comfortable. Julle is hartsmense, julle het nie houdings en daai tipe dinge nie, baie verwelkom laat voel, baie gelag met Chantal, met die hare my, was dit Marilyn Monroe look, maar die swart koppie. Ek het van die eerste interaction, van ek ingeloop het, gemaklik gevoel, soos met jou Chantal, jy bring daai wild side uit van 'n mens, wat jy nie dink jy het daar binne nie, hy het verskriklik gemaklik gevoel, ek het nie een keer ongemaklik gevoel nie. Want dit is so belangrik om lekker gemaklik te voel deur die hele sessie. Maar ek het nogals 'n groot ding en dit is, en sê vir my eerlikwaar jou ervaring met dit ook. Soos jy het nou obviously gewag by die ontvangs, ons het jou verwelkom met 'n champagne en jy
en daar's obviously opsies wat nie champagne is of alkohol is nie. Maar die oomblik wat jy en Michelle begin gesels het en goed, ek moes jou ingetrek het letterlik hier in die studio in om te sê, "Is nou kom nou met jou chat so lekker." Maar dit maak jy obviously ook lekker gemaklik, né? Ek dink toe Chantal vir my daai champagne gee, ek van O ja, dit is Michelle. Hy sê Michelle, Michelle Chantal en Chantal en wie? Ja. Dit was raar of dis amazing. Dit is 'n experience. Ek kan dit nie in soveel woorde sit nie. Ek dink net wanneer jy hier is, gaan jy self daai wow, amazing experience. Ja. Ek dink nie 'n mens kan dit genoeg in woorde sit, die experience en wat jy voel en ervaar en die goosebumps en hoe gemaklik 'n mens om jou en Michelle voel nie. Ek wil net vir jou een ding sê, nê. Soos jy het ingekom en jy het jou storie met ons gedeel en ons waardeer dit so baie. En een ding wat jy vir my gesê het is, soos jy's regtig so selfbewus oor jou liggaam en jy het baie hard gewerk en dit is eintlik hoekom jy is vandag, want jy wil jouself so embrace en jy gaan jouself bederf vandag. Maar ek het jou obviously die hele shoot, jou fotootjies gewys sodat jy lekker gemaklik moet wees. En wow girl, jy het fantasties gedoen. Jy het mooi guidance gevat en jy het gedoen wat ek gesê het en ek meen jy het nou obviously jou foto's gesien op my kamera vandag en hoe het jy gevoel toe jy dit sien? Want in ons koppe, in ons vrouens se koppe is ons super hard. Soos van hoor hierso, lyk jy soos 'n super hot model met 'n perfekte lyfie, nê? Gaan jy nog steeds nie goed genoeg voel nie. Dis maar net society wat dit geskep het. Maar hoe het jy gevoel toe jy dit gesien het? Jou foto's wat ek vir jou gewys het. Ek speechless actually, want ek's van dis nie aktor nie. Ek kyk gewoonlik in die spieël en jy soek altyd fout. Dit is mooi. Is van hierdie, jy het soveel gewig verloor, jy voel nog steeds nie mooi nie. Ja. Maar toe ek die foto's sien, is van, oh wow, is dit regtig ek? Is dit actually my life like? Ja. En dit was like mind-blowing. Ja. It was like a wowzer. Ja. Dit is rarig, dit is, ek dink my hele mindset ook na hierdie fotoshoot verander, hoe ek myself sien. Ja. Ek kan sexy voel, ek kan confident voel, ek kan die wild bietjie uitbring. Ja, ons almal wild side. Nee, en ja, dit het my siening vandag baie verander oor hoe ek myself sien. Ek is so bly en ek is dankbaar daarvoor. As jy vir die girls daar buite raad kan gee, wat sal dit wees? Ek sal sê, moet nooit opgee op jouself nie. Go vir daai photoshoot, it's well worth it. Chantal en Michelle is amazing mense, hulle is hartsmense, hulle het nie attitudes of enigiets soos dit nie. Jy voel super welkom. Baie gegils, baie gelag, is super amazing. En jy gaan nie spyt wees nie. Ek is glad nie spyt nie. Ek het bietjie my doubts en daai goedjies gehad van iemand wat 80 kilos was tot 60 kilos nou. Dit bring jou confidence terug. Ek sien myself in 'n ander tipe lig. Dit is, it's mind-blowing en ek dink dit bietjie my lewe vandag verander. Ag, ek is bly. Myself sien. Ek het vir my man so rukkie terug 'n boek gemaak. Ek het sommer net daar op die tripod gesit en myself afgeneem. Dit was baie moeilik geweest, maar ek het dit gedoen. En dit was nou 3 jaar terug. Ek kyk tot vandag toe terug na my boek en ek het dit vir hom gedoen. Maar ek love dit om te sien hoe my foto's uitgekom het en ook hoe ek gevoel het. En ek was nie daar my kleinste, my fynste en op my maarsste daar gewees nie. Ek was nog steeds normale vrou, maar ek kyk terug en ek dink, wow Chantal, jy is so hard op jouself daai tyd. Jy's nog steeds hard op jouself, maar kyk hoe mooi jy daai tyd gelyk. So is nie soos van hoorie so ek moet nou eers dit doen of hierdeur gaan om 'n shoot te kom doen nie. En ek sê nie eers jy hoef 'n shoot te kom doen nie, maar my raad aan vrouens is weet, ons is super hard op onsself en wees klein bietjie sagter en kyk in die spieël met bietjie sagter oë na jouself en wees lief vir jouself want jy is kosbaar en jy is baie special. Ja. Dis kom ek die boek ook vat. Klein remindertjie van jy moet, nee, dit is amazing. Ja, dis ook die boek gevat het vir 'n reminder vir myself om terug te gaan en ek dink ek wil die boek hê as ek down and out voel en ek voel nie mooi en ek voel nie goed nie. Ja, ek kyk die boek, oh wow, ek lyk mooi en ek vat die boek vir 'n reminder vir self-love en confidence en
the wild spark daar binne. Ja, en dit is 'n baie goeie ding. As jy ooit sleg voel oor jouself of weer begin in jou kop gaan of weer jouself begin afbreek of afkraak, Ja. maak op daai boekie en sien van hoor hierso, wow, dis hoe ek lyk. Ek het so hard gewerk en ek is special. Al hoef jy nie eens hard te gewerk het nie. Jy's ongelooflik special en sexy net soos wat jy is. Vandag is jou mooiste wat jy kan wees. Môre is jy 'n daggie ouer. Jy weet, en daai is my so spesiaal om dit te kon gehoor het, want dit is presies so. Mens word ouer en dan as jy OIV is 10 jaar later en dan jy spyt jy het dit nie vandag gedoen nie. Ja. Ja. Hoor hier, dankie dat jy saam met ons gekuier het Dankie op vir die jou podcast. Chantal. Ja, 'n sessie. Jy was awesome. Jy het baie hard gewerk. En ons waardeer dit ook dat ons jou goed kan gebruik. Sy het vir ons toestemming gegee om alles te gebruik en ja, dan gaan ons dit definitief op Facebook social media sit sodat julle girls kan sien wat se ongelooflike foto's ons gekry het van haar. Dankie vir jou Chantal, vir die mens wat jy is en hoe jy mense hanteer, hoe jy mense laat gemaklik voel, hoe jy die beste uit ons uitbring en die wêreld uit ons uitbring, né? Ja. Wil ook net vir jou sê baie dankie vir jou Baie tyd en jou moeite en bly daai mooi mense wat jy is, né? Dis 'n groot plesier en dankie ek sal. Julle moet 'n lekker dag hê en dan chat ons weer.